Ek wil jy met jou boek uitkry, 'n notaboek en 'n pen. Ons gaan die woord bedien, praise God. As jy my liefhet. Ek wil jy moet mooi luister. Toe ek hierdie woord hoor die eerste keer, het dit baie diep my gepraat, want dit is so maklik om te sê ek het die Here lief. Help my kerk. Ek sê dit is maklik om te sê ek het die Here lief. Maar luister wat sê die woord van die Here. Ek gaan vanoggend 'n bietjie diep ingaan in die begin en dan gaan ons afslek. So ons gaan eers die diep goed behandel. Lees saam met my. Ek wil hê jy moet nou op die bord lees. Dat u sien, hierdie is nie Dani van 'n Westhuizen wat dit sê nie. Dit is Jesus wat in eenvoudige taal, Afrikaans en Engels met ons praat. Luister wat sê hy in die Amplified Bible, John 14:15. Hy sê, if you really love me. Luister mooi. As jy my werklik liefhet, wat moet ek doen, Here? You will obey my commandments. Die commandments daar is nie die wet van Moses nie. Ek wil jy moet hoor. Die Griekse woord vir die woord commandments, daar is die woord endiol, wat beteken injunction, 'n bevel. Prescription, 'n voorskrif. Jy gaan kry 'n voorskrif by die apteek. Dit beteken 'n precept, wat ook 'n voorskrif beteken. So hy praat van, as jy my liefhet, is jy gehoorsaam aan alles wat hier staan. Kan ek 'n amen kry? So, as ek die Here liefhet, dis wat ek sê, dis maklik om te sê, ek het die Here lief, maar die is 'n test, die toets wat die Here my toets, of ek hom liefhet, is hy gee my 'n commandment en hy kyk of ek dit kan doen. Dis so 'n toets. Kom maar stel in die Pinksterkerk. Dis so 'n toets, so die toets is eenvoudig. Hy vra my, Dani, jy sê elke Sondag, jy sê elke dag, jy's lief vir my, maar doen jy, obey jy my woord? En dis wat dit sê. Nou kom ons kyk nog 'n skrif, dan moet bevestiging van 2 of meer skrifte wees, so die Bybel in my sak vas laat staan. So kom ons kyk nog 'n skrif. Johannes 14. Kom maar as jy by my sê amen. En as ons gaan die begin, dan gaan ons afslek. Kyk waar begin hy. Jesus antwoord en sê vir hom, nou wie praat nou hierso? Kom maar sê dit hardop, wie praat? Jesus. As jy King James Version nou weet, sal jy sien hy's 'n rooi geskrywe. Jesus praat nou. Hy sê, as iemand my liefhet, as jy sê my lief, sal, nie miskien nie, jy sal my woord bewaar. So maklik is dit. So Pinkstermense, die ware toets van liefde vir God is nie as ek elke Sondag in die kerk nie, is nie bid ek elke dag nie, dis nie eers lees ek die Bybel elke dag nie. Die ware toets of ek Jesus liefhet, is ek besig om hierdie boek te gehoorsaam. Dis die ware toets van liefde vir Here. Vers 24. Hy wat my nie liefhet nie. Luister mooi, Afrikaans is so, maar ons het nie nodig om 'n doktersgraad te hê, om die goed te verstaan nie. Ons wil dit gehoorsaam. As iemand my nie liefhet nie, hier is die ander kant van die koin, bewaar hy net nie my woord nie. Staan dit so in die bord? Ja. So hier's 2 dinge. As jy my liefhet, bewaar my woord, obey my word. As jy my nie liefhet nie, sal jy nie my woord bewaar nie. So as jy vanoggend in hierdie plek sit en ek preek vir myself en ek is ongehoorsaam aan die woord, is dit 'n groot teken. My liefde vir die Here is besig om te verkoud. En daarom sal jy sien, mense wie se liefde vir God verkoud, begin al hoe meer verskonings kry, hoekom hulle hierdie boek nie meer kan gehoorsaam nie. Hulle word al slimmer om te redeneer en te kompromieer. Okay, kom ons kyk nog een skrif. Johannes hoofstuk 1 Johannes. Is hierdie skrywer praat oor Johannes. 1 Johannes 2 vers 4. Hy wat sê, ek ken hom. Ek ken die Here en sy gebooie
die Bybel, nie die wet van Moses nie, die Bybel nie bewaar nie. In Engels sê, he that doesn't obey my word, is 'n leienaar en hom is nie die waarheid nie. Nou kom die Here, hy kom verder, hy sê, luister hierso, nie net as jy sê jy ken my, jy het my lief, maar jy doen nie wat my woord sê nie, is jy nie net, jy sê net, jy my nie lief nie, maar jy is ook 'n leienaar, sê die Bybel. Kan ek 'n amen kry? Kom maar, dit klink hard hè, maar dis die waarheid, kan ek 'n amen kry? Maar elkeen wat my woord bewaar, kyk my woord, verskoon my, as jy my woord bewaar, die Engelse Bybel, ons praat Afrikaans van bewaar, maar die oorspronklike taal sê, he that obeys my word, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. En hierdie feit weet ons dat ons in hom is. So mense, en ek sê dit in liefde, want ek sê dit elke Sondag vir ek preek vir myself. Ek moet vanoggend die vraag al vra, Here, het ek u lief genoeg om u woord te gehoorsaam? Om u commandments te doen? Ken ek hom goed genoeg, dat dit nie maar net lippetaal sal wees nie, maar dat ek sal sê, Here, ek gaan poog om alles, wat u vir my sê om te doen, wil ek doen. Kan ek 'n amen kry? Nou ek wil met die 2 commandments praat vanoggend. Ek het dit gebruik as inleiding. So ek gaan nou vir ons 2 commandments gee. Dat's baie meer, maar hierdie is in my opinie 2 van die hoofcommandments wat die Here gegee het. Daar's baie, die boek is vol. Maar ek wil met die 2 praat kortliks, en dit gaan nie lang wees, ek gaan stop, so die helfte van hierdie preek, waar as ek voel die gees van die Here lei my, maar ek wil vir die 2 gee, wat ek glo, seker een van die hoof, as ek het so kan noem met alle respek, commandments van die Here is. En die eerste een is in Matteus 28 vers 19. Dis een van die hoofheen. Dis net voor die Here opgevaar het. Dis die laaste keer dat die Here met die volk gepraat het. So, dis die laaste opdrag wat hy gegee het. Die laaste commandment, voordat hy opgevaar het na die hemel. Ons gaan weer vers 19 net te lees, maar kom ons gaan aan. Vers 18, verskom my. Hy sê, gaan dan heen. Dis die commandment. Wat moet ek doen, Here? Ek moet gaan. Okay, wat moet ek doen as ek gaan? Wel, dit soos Roan gesê het, jy dink jy gaan vir besigheid, maar eintlik gaan jy, nommer 1, om my lig te laat skyn. Jy dink jy gaan môre skool toe om te leer. Dis belangrik, maar eers my lig te laat skyn. Jy dink jy gaan vanmiddag lekker ontspan by die restaurant en is wonderlik, maar my eerste doel is ek wil my lig laat skyn daar. So gaan. As ek gevra sal jy gaan nie. Nie maar jy tyd het nie. Hy sê, hier is die opdrag. Gaan. Gaan. Sê vrou langs jou gaan. Kom maar, ek hoor jou. Sê vrou aan die ander kant vir jou gaan. Okay, wat moet ek doen as ek gaan? Wel, nommer 1, gaan en maak disippels. Maak disippels. Dis die opdrag. Nommer 2, gaan, as jy disipel gemaak het, dan doop jy hom. En as jy hom klaar gedoop het, luister mooi, dan leer jy hom. Wat moet jy hom leer? Wel, leer hom die commandments. Kan ek amen kry? Come on. So wie van die glo is 'n groot commandment. Inteendeel, as jy enige teoloog vandag vra, dan sal hy sê, this is the great commandment. Hulle noem dit die groot commandment. In Engels, the great commandment. Eenvoudig. Okay. Ek gaan na my Vader. Ek los vir julle Heilige Gees. Hier is my laaste opdrag vir julle. Gaan. Okay, wat moet ons doen? Gaan maak disippels. En as jy klaar by die Here uitgekry het, dan doop jy hulle. En as jy klaar gedoop het, dan los jy hulle. Jy leer hulle. Wat leer ek hulle? Om weer die commandments te doen. Laat die sirkel bly hardloop. Dis wat ons moet doen. Dis die commandment. Die commandment is om mense te red nie. Ek wil jy moet hoor, luister aan my. Die commandment is nie net om mense te red nie, want dis die probleem. Ons red mense in die kerk, maar ons doop hulle nooit nie. Ons leer hulle nooit om dieselfde te doen nie.
As al die mense wat ek na die Here toe gelei het, en wat hulle hande in 'n kerk en veldtogte, wat ek in my lewe gedoen het, vandag in hierdie kerk is hier nie 'n kerk in Kreersdorp wat dit kan vat nie. Maar die probleem is, ons het baie na die Here toe gelei, maar ons het nooit geleer nie. Ons het nooit van hulle disciples gemaak nie. Ons van hulle converts gemaak. Maar hulle weet nie om die Here te aanbid nie. Hulle weet nie om die Here te dien nie. Hulle weet nie om voor te gaan nie. Want ons het gestop. En ons gaan oor 2 weke gaan ek praat oor disipelmaking. Ons het gestop by converts. Okay, dis die eerste commandment. So nou wil ek jy terugbring na wat ek gelees het. So as jy my liefhet, doen jy die commandments. Kan ek 'n amen kry? Kom kerk, ek wil nie veroordeel dat voel volgende. Ek wil jy met die erns van die saak besef. Dat ons staan in 'n kerk elke Sondag en ons sê, ons is lief vir die Here. Maar kom ek vra jou hierdie vraag, hoeveel kinders, of nee, hoeveel mense het jy al in jou lewe na die Here toe gelei? En die tragedie is dit mense wat 20, 30 jaar in die kerk is en hulle nog nooit 'n siel na die Here gelei nie. Nog nooit nie. So nog nooit het jy die commandments obey nie. Kan ek 'n amen kry? Ja, maar pastoor, mense is hard. Die Bybel sê ander ding, hy sê luister, die probleem is nie by die oes nie, die probleem is by die arbeiders. Kan ek 'n amen kry? Hy sê die oes is ryp. Ek wil jy moet hoor, die oes is nou meer ryp as enigiets anders daar. Hy's ryp. Maar hy soek net mense wat gehoorsaam is, wat die commandments wil doen, wat lief genoeg is vir die Here, om die commandments, wat ingefokus om sê, ek is hier om 'n verskil te maak, ek is nie vanmiddag hier om net lekker te eet nie, ek is nie vanmiddag maar net hier om môre my werk toe te gaan nie, ek is nie môre by my besigheid maar net omdat ek 'n besigheidsman is, I'm here to make a difference. So dis die eerste commandment. Die tweede commandment, wat ook 'n hoofcommandment, ons gaan net oor 2 praat volgende, as ons klaar. Luister wat sê, is in Matteus 22. Die tweede een is in vers 36. Meester, wat is die groot gebod van die wet? En hy kom en hy gee my commandments. En Jesus antwoord hom, nie ek nie. Jesus sê, jy moet die Here, jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, is die eerste en die grootste gebod. Maar kom hy met die tweede een. Hy sê, en die tweede wat hiermee gelyk staan is, kyk maar, hierdie is belangrik een. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. So hier is 'n tweeledige vir commandment. Maar ek moet God lief hê. Kyk dan maar, ek moet God lief hê, maar gelykstaande aan dit, ek moet mense oral lief hê waar ek gaan. Dit oral waar ek gaan, moet ek mense lief hê. En aan hierdie 2 gebooie hang die hele wet van die profesie. So hier kom ons weer en God gee my 'n opdrag en die opdrag is eenvoudig. Kyk na my. Die opdrag is tweeledig. Die ander een was gaan, maak disippels, doop hulle, leer hulle om die commandment te doen. Nou kom hy en hy sê, okay, hier is my tweede hoofcommandment. My tweede hoofcommandment is, jy moet God lief hê met jou hele hart, sodat jy gehoorsaam aan sy woord is, sodat jy almal wat saam met jou is, in jou environment wat jou plaas, moet jy hulle lief hê. Moet jy hulle lief hê. Dis my tweede command. Nou as jy hierdie 2 commandments saamgooi, dan lees hy die volgende, en ek het maar in Engels geskrywe, maar dit beteken uit, you must love God. You must love God. Jy moet God lief hê. En die manier hoe ek wys, dat ek God lief is om sy mense lief te hê. En die manier hoe ek wys, dat ek sy mense lief het, is om mense te dissiplineer. En die manier hoe ek dit doen, is ek share die gospel met hulle, en dan leer ek hulle, om my gebooie te onderhou. Kan jy sien, dit is 'n sirkel? So ek gaan, ek maak disippels, ek doop hulle, ek leer hulle om te doen wat ek doen. So nou moet jy gaan en jy moet 'n siel gaan wen. En nou kom die Here, hy sê, ek wil hê jy moet by, the way you show the love of God is by loving His people. The way you show you love the people is making disciples out of them. And the way you make disciples out of them is by sharing the gospel with them. And then you teach them. What you teach them? You teach them to keep the commandment.
Kan jy sien die sirkel? Kan jy sien die sirkel? Dis al wat God van ons vra. Hy wil hê ek moet Annelie, as sy nou my vrou was of Johan, ek met Johan ek werk saam met Johan, ek is elke dag saam met hom in die workshop, nou moet ek Johan my lig laat skyn, en my einddoel is ek moet gaan, ek met Johannes convert maak nommer 1, ek moet hom na die Here toe lei. Die tweede ding is ek moet hom leer, ek moet hom 'n disipel maak, dan moet ek hom leer om wat te doen. Wel, ek wil Johan leer om nou ook dieselfde te doen. Hy moet mense genoeg lief hê, sodat hy die gospel met mense share, sodat hy mense het wat weer 'n disipel maak. Kan jy sien, so wen ons die wêreld. Ek wil hê jy moet hoor, kerk, luister na my, die wêreld gaan nie gewen word deur mense Sondag in die kerk te kry nie. Hulle stel nie belang aan die kerk nie. Die enigste manier hoe ons mense gered kan kry, is wanneer ons die kerk na hulle toe vat. Ons almal vang uit dieselfde dam vis. Elke kerk, wie vir kerk is in Kreersdorp? Maar almal wil vis vang. Sondag is die mooiste advertensies uit, en ons doen die mooiste dinge, en ons hoop pas Sondags kom na ons kerke toe. Hulle kom nie. Ek waarborg jou, 99% van die mense wat vanoggend in hierdie kerk is geredde mense. Daarom doen ons so min uitnodigings vir redding, want ek kan mos sien, is nie baie Sondags nie. As 'n kind van die Here nie is belangstel om kerk toe te kom nie, wat dink jy gaan stel 'n sondaar belang? Kom aan kerk. Jy sien, dis 'n mindset styf. Die mindset is eenvoudig. Ek moet by wat God vir my sê om te by, en dit is eenvoudig. Ek moet gaan en ek moet daar buitekant 'n siel gaan red. Ek moet hom leer, en ek moet hom leer om ander vis te gaan bring en hulle te vang, en ek moet hom leer en hulle moet disippels maak, en ek moet mense lief genoeg hê. Want as ek God lief het, moet ek mense lief hê. En as ek mense lief het, moet ek van hulle converts maak, en dan moet ek van hulle disciples maak, en dan moet ek hulle leer om ook die commandment te doen. Luister mooi. In my bediening, en ek bedien al van ek 18 jaar oud is. Ek is 34 jaar in voltydse bediening, maar ek bedien al, ek het 17 jaar tot bekering gekom het, en 17 jaar toe ek begin bedien, maar ek het so 18, 19, het ek begin preek in kerke, toe ek 'n jong seun was. Ek het duisende mense na die Here toe gelei, maar ek het hulle doodgemaak daarna, want ek het hulle nooit geleer nie. Ek het nooit van hulle disipels gemaak nie. Ek het hulle nooit geleer om die commandment gehoorsaam te wees nie. Ek was net bly dat hulle die Here aanneem. En vandag van al die duisende wonder ek of 2 of 3% regtig nog steeds die Here dien. Come on, is true, brothers. Ons kan nie verby dit kom nie. Ons kan nie verby dit kom nie. So verstaan hierdie 2 opdragte. En nou moet ek myself ondersoek. Laas 10 uur, kan ek nog so 10 minute aangaan. Nou moet ek myself ondersoek, en ek wil myself die vraag vra. Here, ek praat oor die hele boek nie, en ek glo die Heilige Gees, ek het hierdie week gebid, Heilige Gees, help my, ek wil nie oordelend dink, en ek wil nie 'n swaard op die kop sit, ek wil net vir jou verstaan, dat die belangrikheid van dit. En die vraag wat ek vandag moet vra is, Here, doen ek hierdie 2 opdragte? Is ek gehoorsaam aan hierdie 2 opdragte? En as ek nie is nie, dan sê die Here vir my, nie ek nie, there's something wrong with your love for me. Dan sê die Here vir my, jy ken my nog nie goed genoeg nie. Want ek het ons die eerste 3 verse vir jou gegee, wat die opdragte sê as jy dit nie doen nie. So die vraag is ek lief genoeg? Is dit maar net woorde, of het ek die Here lief genoeg, dat hierdie dinge ernstig in my lewe word? Dat ek 'n visie kry om iewers in my lewe verskil te maak, al is dit by 'n besigheidsvergadering, al is dit iemand wat aan my deur kom klop. I just want to make something different in iemand se lewe. In iemand se lewe. Ek het myself vra, is ek werklik lief genoeg vir God om hierdie 2 opdragte uit te voer? Dis wat ek het vra.
Is ek lief genoeg vir mense om die evangelie met hulle te deel? Is ek lief genoeg vir mense om disippels van hulle te maak? Is ek lief genoeg vir mense om hulle te leer om die gebooie te gehoorsaam? Met ander woorde, hulle begin nou weer om hulle lig te laat skyn en disippels te maak en die mense te leer. Kom aan. Jy sien, dis die vraag wat ek myself moet vra. So as ek na al twee hierdie opdragte kyk, luister mooi, is daar een gemeene faktor tussen al twee van hulle. Die eerste een is gaan heen, die tweede een is ek moet die Here God lief hê en ek moet my naaste myself. Die gemeene faktor tussen al twee van hulle, ek moet siele wen met hulle. Dis die gemeene faktor. Want hoe kan ek sê ek is vir iemand lief? Luister mooi na my, kyk en ek praat uit my hart uit. Hoe kan ek sê ek is vir iemand lief as ek weet hy gaan die hel toe? En ek doen niks omtrent dit nie. How can I say I love my neighbor? Mense, ek dink, Pinkster, kom aan, ek wil gou hieroor praat. So, ek gaan miskien nie stop, maar ek wil dit sê. Ek wil hiermee, en ek wil hieroor preek binnekort. Ek wil hiermee die erns verstaan. Jy sien elke keer, wanneer hier 'n graf, 'n kus hier voor my staan, wanneer ek soveel begrafnisse doen, dan besef ek die erns van hierdie saak. Here, is daai ou gered wat daar binne lê? Mense, ek wil jy moet hoor, ek glo aan die hemel, ek glo aan Openbaring 21, ek glo dat daar's 'n plek waar daar geen traan gestort kan word nie, daar's 'n plek van geen pyn nie, daar's 'n plek van geen sonde nie, daar's 'n plek van rus en van vrede, nooit weer gaan jy swaar kry nie. I believe in heaven. Maar ek wil vir jou sê vanoggend, as jy die hemel glo, moet jy ook glo dat daar sy hel wat brand met vuur en vlam, en God is nie daar nie. 'n Mense knars op hulle tande en hulle brand en hulle roep uit tot God, maar God luister nie, want is vir ewig te laat. Dis die reality, brothers. Dis die werklikheid. Dat in hierdie oomblik is daar mense wat graag wil bekeer, maar hulle kan nie. Op hierdie oomblik is daar mense wat in die vuur brand en uitroep soos ons gesing het, Here, let your grace be upon me, but there's no more grace. Daar's nie genade na die dood nie. Daar's net genade voor die dood. Maar ons ding as mense sterwe, gaan in die graf lê. Hy gaan in die graf lê, my vriend. Hy's in die hel of hy's in die hemel. En ons wil die vraag vra, as ek lief genoeg van my kinders om hulle die evangelie te verkondig? Is ek lief genoeg vir die ou by die werk om die evangelie te verkondig? Ek praat nie van hom veroordeel, ek praat nie van hom te sê, hou op het rook, hou op het drink, hou op het dans, hou op om te roeer. Man, jy maak nie die vis skoon, jy moet nie eens vang. Die Here sal hom skoon maak. Kry net die vis. Kry hom by die Here. Jy gaan niemand oortuig om op te rook nie. Die Here gaan hom oortuig. Jy gaan nie daar oortuig om sy vrou op te hou verneek nie. Eers wanneer hy die Here aanneem, gaan hy dit doen. Vir hom is dit natuurlijk. Hy dink dit moet so wees. So mense, ek praat vir jou. Gaan ons die opdrag van die Here? Gaan ons dit doen of gaan ons dit nie doen nie? Het jy God lief genoeg? Het jy jou mense lief genoeg om my opdrag uit te voer? Ek wil afsluit by die laaste twee skrif. Ek dink ons gaan stop hier. Hierdie is 'n wonderlike skrif. Hy sê Matteus, verskoon my, in Spreuke hoofstuk 11, vers 30. Hy sê die vrug van die regverdige is 'n boom van die lewe. En verskoon my, en hy wat siele win is wys. The Amplified Bible, the fruit of the uncompromising righteous
is a tree of life. And he who is wise, kyk na die woorde, captures human lives for God. As a fisher of men, he gathers and receives them for eternity. Dis 'n wyse man. Wyse mense wen siele. Wyse mense wen siele. En ek moet vandag, en ek het vir jou gesê, ek is baie transparant, ek moet vandag eerlik vir jou sê, ek het meer siele vir die Here gewen voor ek 'n pastoor was, as van ek 'n pastoor is. Baie meer. Ek sê dit in skaamte. Ek praat nie van koöperatiewe siele wen soos in die kerk nie. Ek het soos in Volkswagen toe ek 'n appie was, elke dag van my lewe siele gewen. Ek het in die weermag toe ek 2 jaar was, elke dag van my lewe siele gewen. Ek het siele gewen oral waar ek gegaan het. Ek het mense laat kniel op die sypaadjies, want ek het geglo hulle moet kniel, hulle sondes bely. Op die hoofstraat dat hulle kniel, dan neem hulle die Here aan. Vandag is ons te grand, want ons het 'n kansel. Kom aan kerk. Kom aan kerk. Ek wil hê die Here moet weer 'n pas in my lewe en jou lewe insit en sê, ek is hier to make a difference. Ek is hier om 'n verskil te maak. Ons kan Sondag die wonderlikste tye hê, maar God is not satisfied if we don't win souls. As ons nie uitgaan om siele te wen nie. Juffrou pastoor, hoekom is dit so belangrik? Luister mooi. Dis jy nie nou die laaste skrif. Ja. Luister wat sê in Lukas 15. Ek sê vir jou dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer. Vers 10, so sê ek vir julle, die Here praat nou. Hy sê, ek sê vir jou, daar is baie blydskap vir die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. God soek dit. Kan jy indink as jy iemand na die Here toe lei? En jy kom en hy blydskap in die hemel. Jy weet dit is, maar in die blydskap sê die Here, daar's groot blydskap en selfs die engele is bly wanneer ek 'n verskil in iemand se lewe maak. En jy het nie nodig om geleer te wees nie. Luister maar, jy het nie nodig om geleer te wees nie. Ek wil net afsluit met hierdie skrif. Ek nie met hierdie skrif nie, met hierdie gedeelte. Waarom getuig so min gelowiges? Is dit 'n paar punte ek vinnig uitgedink het. Nommer 1. Ons is bang ek faal. Ons is bang, okay, die ou gaan my ek is bang hy gaan my verwerp. Net ek aan die ou sê, nee man. Luister, ek het hy vertel my hele bediening, al twee keer was toevallig in Kreersdorp. Nou so 2 maande terug, het ek weer vir oom gebid by die hospitaal. Dat het so 2-3 jaar terug gebeur. Hierdie keer het weer gebeur. Ek het nie geweet so baie Jode in Kreersdorp nie. Ek het weer vir oom gevra, oom, kan ek vir jou bid? Can I pray for you? No, you pray in the name of Jesus. Het ek sleg gevoel daaroor? Nee. Was nie lekker nie, maar ek het vir die ander ouens om hom gebid. En ek het in die naam van Jesus gebid. Het ek al ouens die evangelie probeer aanbied, hulle het gesê nee? Ja, baie, honderde. Jy het lekker gevoel, nee. Maar ek weet, hulle verwerp die my en hulle verwerp die Here. Ek sê hulle verwerp die jou en hulle verwerp die Here. Ons werk is net om die saad te saai. Om mense die geleentheid te bied om die Here aan te neem. Baie van ons dink, wat gaan my vriende sê? Wat gaan mense dink as ek dit ewe skielik vir hulle vertel? Ek wil nou vir hulle, hulle ken al so lank, nou wil ek hulle vertel van die Here. Ja, hulle gaan niks dink, hulle gaan miskien dankbaar wees. Jy sien, ons dink altyd mense wil nie die Here dien nie. En it's amazing, oral waar ek kom, ek het hierdie week, het 'n skool my gebel, 'n skool bel my, sê hoor die pastoor, ek is die skool se kundige, wil julle nie asseblief hierdie gesin gaan besoek nie? En baie keer bel die skool my, dan gaan ek na hierdie gesin, ek ken hulle van geen kant, wie pastoor Wayne het saam met my gegaan, klop aan die deur, ek ken hulle nie, hulle vertel hulle storie vir my, 'n bad story, en allerhande dinge vertel hulle my, maar by 'n dag sê ek vir hulle, ons begin by Jesus. En ons kan mense na die Here toe lei. As ek wegry, voel ek 'n ander mens. Baie mense sê wel, pastoor, dis my gawe nie. My gawe is nie evangelisasie nie. Luister mooi, daar's 'n gawe van evangelis. Luister mooi, maar dis baie min van ons. Ek het in my jong dae en ek nog steeds vandag die gawe van evangelis. Dis my gifting. Ek kan teach en ek kan evangelize. Dis my 2 hoofgiftings. Ek kan nou teach, maar ek kan vanmiddag by enige veldtog kan ek gaan preek en ek kan evangelize. I'm gifted to do that. This is the gift of God. This is my ability. It's the gift of God to teach and to preach the gospel.
Maar die Here sê nie, ek geef net vir die evangeliste hierdie 2 opdragte nie. Elke kind van die Here moet gaan. En dis wat baie, maar ek hoef nie te gaan, want ek is nie evangelist nie. Elke een van ons moet, Paulus sê, preek tydig en ontydig. So ons moet oral waar ons gaan die evangelie verkondig. Kan ek 'n amen kry? Kom aan. Die Here jou nie oorgesien nie. Die opdrag is nie net vir sekeres nie. Die opdrag is vir elke gelowiges. OK. Wel, dit is die pastoor se taak. Die pastoor moet dit doen. Dit staan nêrens in die Bybel nie. Die pastoor al jy moet doen nie. Die Bybel sê die opdrag is vir almal. En ek en jy het 'n keuse of ons dit wil gehoorsaam. Wel pastoor, ek is nie gereed nie. Wel as jy kan wag tot jy gereed is, gaan jy wag tot Jesus kom. Ek voel ook nooit gereed nie. Maar die oomblik as ek doen, dan voel ek die bekwaamheid van die Heilige Gees wat my help om dit te doen. Kan ek amen kry? Die vraag is net vanoggend, en die musikante kom na vore asseblief. Ek is klaar vir die oggend. Ek is op klomp goed. Volgende week en Sondag as die Here spaar gaan ons voort. Ek wil net met die oë sluit vir 'n oomblik. Praise God. Net vir 'n oomblik. Kom en ek weet is 'n woord wat met ons skaaf. Maar ek maak nie verskoning daarvoor nie. Ek maak nie verskoning daarvoor nie, want die Here skaaf van my ook. Net kan jy weer daai preek opsit, asseblief, ek het iets vergeet. Bless you, Jesus. Come on, just praise Him. Kom maar net terwyl die musiek speel, just close your eyes for a moment. Rikabako shatala rabanda. As jy my liefhet, if you love me, obey my commandments. As jy my liefhet, obey my commandments. Here, maak ons meer lief vir U, Vader. Dat ons meer gehoorsaam kan wees. 1 Johannes sê my gebooie is nie moeilik nie. Sê die gebooie van God is nie moeilik nie. Al wat jy moet doen is om te gaan. Gemaak disippels. Doop hulle. Leer hulle om te gaan. Leer hulle om te gaan. My gebooie is nie moeilik nie. Al wat jy moet doen is jy moet my God lief hê. En jy wys jou liefde van hom deur mense lief te hê. En jy wys jou liefde aan mense deur hulle die evangelie aan te bied en hulle disippels te maak en hulle te leer om weer te gaan. En om God lief te hê. Sodat die sirkel aanhou breed, vloei. Daar's 2 dinge wat ek jou wil uitdaag vanoggend. Daar's 2 dinge. As jy op die bord kyk vandag, kyk gou op die bord. Ek noem dit die 5-punt plan. Genade, mens, God, Jesus, geloof. 5 punte. Daar's nie skrifte by, nou kom nog 'n skrif by. Maar dis die 5-punt plan. Hou jou hand so. Kom maar dat jou hand kan sien. Sê gou agter my en sê genade, die mens, God, Jesus, geloof. Net deur aan jou hand te kyk, 5 punte, lei ek mense in 'n lift na die Here toe voor hy lift nog stop op die volgende vloer. Net deur 5 punte. Ek wil jou Woensdag aand wys hoe jy 5 punte gebruik. En ek gaan vir jou kaartjie in jou hand gee, Woensdag aand. Sodat jy daai kaartjie in jou sak kan sit en oral waar jy gaan hy 5 punte gebruik. So eenvoudig soos dit. Woensdag aand 7 hier by die kerk. Ons gaan worship doen vir so 0:30 en dan gaan ek vir jou in 20 minute daai 5 punte gee. Met skrifte, met 2 vrae. En jy gaan oral waar jy gaan presies weet. En ek weet die meeste van julle ken daai 5 punte want ek weet dit al in hierdie kerk vir 10 jaar aan. Maar ek wil jou vers maak Woensdag. Woensdag aand 7 hier, die 5 punte. Moet dit nie mis nie. Dan hierdie Saterdag wat kom. Saterdagoggend, nou Saterdag wat nou kom, ek weet dit is die datum nie. Maar hierdie Saterdag wat nou kom. Om 11:00 die oggend gaan ons hier buite op die Sparse hoek weer wees in 'n openlik diens. Jy hoef nie te kom preek nie, jy hoef nie te preek nie. Luister mooi.
Ek sal preek, Tona sal preek, Reinie sal preek, ouens wat wil preek kan preek. Maar ek wil jou uitnooi om daar te wees, dat jy kan sien. Mens kan die evangelie buitekant verkondig. Ons gaan pamflet hê wat jy kan help uitdeel. Dis ook 'n manier hoe jy kan saad saai. En vir mense dit 'n pamflet in hulle hand gee. Sê hoor hierso, gaan lees dit by die huis. Sas 2 afsprake met eers Woensdag aand 7 uur en Saterdagoggend 11 uur. Woensdag aand by hierdie kerk, Saterdagoggend 11 uur by die Spar. Kom ons practice wat I preach. Kom ons doen dit net. Ons gaan nie om weer daar verby ren, ons gaan nie om wie ons stop nie. We preach the gospel. En hy saad. Jy sê pastoor, wen julle ooit siele? Wat maak in my saak nie? Ek is nie 'n sielewenner nie. Ek weet die Here wen siele. Maar my job is om die saad te saai. So ek gaan preek. Pastoor Tonna gaan preek. Ons gaan preek in Engels, Afrikaans, swart. Jy maak nie saak nie. Elkeen sal die evangelie hoor. Kom ons staan op ons voete. Halleluja. Yes, asseblief. Ek wil net vir u bemoedig. Baie keer voel ons met hierdie massiewe ding doen. En die pastoor se preek, toe dink ek net aan ons vriend Ronnie. Baie ken hom, baie van u ken hom dalk nie. Staan nie by my Ronnie asseblief. Nou by ons jeug moet ek julle sê, daar's nie een persoon wat meer siele na die jeug toe bring as hierdie man nie. Ja. Hy is nie eers in die jeug nie, mense. As Ronnie jeug toe kom, loop hy 'n spul van tussen 20 en 30 kinders saam met hom jeug toe. Ronnie se storie het hierso begin by die kerk. Een Sondag is ons op pad uit en jy weet hoe gaan dit op 'n Sondagmiddag. As jy hier uit is, wil jy uit. Jy het dinge om te doen, jy moet by die huis kom, jy moet daar. En Ronnie stop vir my en Ivan. En hy wil net 'n geldjie hê, want hy's honger en hy het sy blyplek op daai stadium verloor, as ek reg kan onthou. Ek sê vir hom, ek vra hom wat sy naam, ek sê Ronnie, sorry my maat, ek het nie kontant by my nie. Wat het jy regtig nodig? En Ronnie sê, as ek net 'n kombers kan hê. Nou wat vat dit van ons om jou lig te laat skyn? Ek sê vir Ronnie, is reg Ronnie, maar ek het nie 'n kombers nou by my nie, ek moet gaan kry vir my. Waar kan ek jou kry? En ons het toe vir Ronnie gaan kry en van my net 'n kombers vat. Maar ek wil jy moet van sy kant af net die storie vertel, soos jy daai aand by die jeug ook net vertel het. Is dit reg? Daar was 'n saamtrek onder op die gemeenskapsentrum en die kos is goed daar uitgedeel en as jy so toe gaan en goed dan word jy weggewys en dat jy niks het en dat jy op die straat is, wat jy gesê is nie welkom nie. En ek het met die donor daar gesê, maar die woord sê, as jy iets kort, dan moet jy na die Here toe kom, jy moet na sy huis toe kom. En hoe kan jy dan mens wegjaag as jy mens na die huis van die Here toe kom? Dit sê wat die Here gedoen het, dit sê wat die Here van ons verwag het. En Roaner was enigste mense wat uitgereik het na ons toe en my gehelp het en my opgetel het. As gevolg van Roaner het ek gewerk vandag, ek het 'n blyplek en my lewe vir die Here gegee, my lewe reggemaak met die Here. Maar as dit vir Roaner was, weet ek nie waar was ek vandag. Ek moet sê, Ronnie, dit klink baie goed, nou Roan is. Maar as Roan nie gehoorsaam was in daai oomblik nie, was daar nie 'n Ronnie gewees wat 20, 30, 50, 100 jong mense se lewens sal laat verander het omdat hy hulle na die Here toe gebring het. Dis nie Roan wat so great is nie, mense. Dis nie jy wat so great is nie. Dis een klein stapie van net geloof en gehoorsaamheid. As jy uitstap om net iemand raak te sien in plaas van om net verby te staan. Dis hoe groot hierdie preek is. Amen. Maar ons moet begin ag gee op die woord. Anders dan mis ons die geleentheid wat die Here vir ons bring. Halleluja. Dankie Ronnie. Waardeer jou lief. Come on, just lift it. Dankie Wayne, dankie Ronnie. Kom en lig die hand op. Sê net vir die Here volgende, Here, ek gee my oor aan U. Here, ek is net die kanaal. Ek is die saaier.
Open my oë, Here, om raak te sien. Open my ore om te hoor. Gee my vanoggend die vrymoedigheid om 'n verskil te maak. Here, laat ons die opdragte sal gehoorsaam en sal doen, Vader. Sê vanoggend vir die Here, Here, vergewe my dat ek ongehoorsaam is aan die opdragte. Vergewe my, Here, dat ek U nie so lief het soos ek moet nie. Maar verander vanoggend my hart. Kom en lê jou hand op jou hart, sê Here, change my heart, O God. Here, gee my weer 'n passie vir sondaars. Gee my weer 'n passie om 'n verskil te maak. Here, wees met my dat ek 'n seën vir ander kan wees. I will bless you to be a blessing, said the Lord. Dat ons 'n seën vir ander kan wees. Here, maak nou ons geestelike oë oop in die naam van Jesus. Open ons harte nou sodat ons dit kan doen en volgende week terugkom met 'n getuienis in Jesus naam. Volgende week in Sondag gaan ons weer vra vir 'n getuienis of twee.